Is dit vir u lekker om by die Here te kuier? Weet jy, hy is hier vanmôre om u lewe aan te raak. Weet jy dit? Nee, o jene, weet jy dit? Die Here is altyd beskikbaar. Dis ons wat nie altyd gewillig is nie. Here, ek vra vergifnis dat ek nie altyd beskikbaar en gewillig is nie. Want U is altyd daar. Die oomblik as jy vir hom sê, Here, ek het U nodig, is hy daar. Nou Petrus, ek praat vanmôre met ons gemeente oor sien hom, herken hom en ken hom. Hoor nou mooi, sien hom, en wanneer jy hom sien, herken hom, en dan ken hom. Ok, so sê vir die een daar langs jou, ek is opgewonde. En ek gaan konsentreer. Want ek gaan vir u 'n begin inleiding gee, en as u dit gaan verloor, dan gaan u die woord mis. So, kom ons doen sommer net iets. Hou u kop vas. Here, ons kom nou en ons gee ons gedagtes oor aan u Heilige Gees. En ek bid dat geen ander gees die reg sal hê om te kom steel wat God nou deur sy woord wil saai nie. In Jesus die naam bo elke naam. En elke ander naam wat wil steel sal hier verdwyn. In Jesus naam, halleluja. Prys die naam van die Here. Oh man, weet jy, dis wonderlik om gesag te hê in die Here. Prys die naam van Jesus. Ok, ek wil eers vir u lees uit Johannes 14 vers 17 en ek gaan vir u in die ou vertaling dit lees en dan in die Amplified, net daai vers 2 keer. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Wie is die Gees van die waarheid? Heilige Gees, nee. Die wêreld kan hom nie ontvang nie. Ok. Weet jy dit? Omdat dit hom nie sien nie. En hom nie ken nie. Maar julle, wie is julle? Julle wat gewas is deur die bloed van Jesus Christus en die verlossingswerk van Jesus Christus aanvaar het en hy jou saligmaker en verlosser geword het, dit is julle. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly, sê hier, halleluja, hy is hier nou waar ek is, en in julle sal wees. Halleluja. Okay, kom ons lees gou die Engels. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take to its heart. So hulle kan hom nie welkom heet in hulle harte nie, because it does not see him or know and recognize him. Die Engels sê so ietsie by, dis hoekom ek een woord bygesit het. But you know, weet you, wat Jesus Christus aangeneem, you know and recognize him, for he lives with you constantly, hy is die heeltyd hier by jou, prys sy naam, and will be in you. Oh, halleluja. Oh, die woord van die Here maak my so opgewonde, prys sy wonderbare naam. Nou wil ek gou vir u iets vra. Dink so 'n bietjie oor jouself, wys so 'n bietjie na jouself. Wys so 'n bietjie na jouself. Dink u die Here wil jou persoonlikheid gebruik op hierdie aarde wat geen ander mens hier om jou kan doen nie? Want hy het net vir jou gemaak soos jy is, my broer, jy ook daar.
Hy het jou gemaak met jou persoonlikheid, jou menswees, sodat jy 'n amp kan hê om te doen wat net jy kan doen. Jo, nou is dit stil, pastoor. Ja, is ek regtig, Here, regtig, het U my so lief dat net ek iets kan doen wat ander nie kan doen nie? Ja. Halleluja. OK, ons God, nou wil ek gou daai punt vir u net probeer laat insien. Ons God is die enigste ware God en hy is one being, God being. Dit is wat hy is. Hy's God being. OK. En hy het 3 persone. En daardie persone het elkeen iets spesifiek wat net hy doen. Halleluja. So wie is hierdie 3 persone? Vader, sê saam met my, Seun en Heilige Gees. OK. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie. Ons is een human being, ja? Is jy deel van 'n human being? Ek net sien, is jy almal human being? Is jy 'n human being? Okay. So jy is almal 'n human being. But I'm only one person. Ek in persoonlikheid verskil van u. Is u by my? Sê vir die een langs jou, ek is 'n human being soos jy. Maar in my persoon verskil ek van jou, want die Here het dit bepaal. Die Here het dit bepaal. Prys sy naam. Ek is Alwyn Forsie. Aangename kennis julle. Wat ek is deur my persoonlikheid wat God my mee geskaap het. Deel daarvan is om vader vir my familie te wees. Man vir my vrou te wees, pastoor vir hierdie gemeente te wees, bouer om geld te maak om my familie te versorg. Maar die beste om God te verheerlik. Deur my roeping wat hy my gegee het, Pastoor Edmund, deur ons roeping kan ons uitleef in ons personalities. En u almal gaan nie van my hou nie. En u almal gaan nie van Edmund hou nie. Maar dit maak nie saak nie, God hou van ons. Kan ek gou vir u 'n verduideliking maak? Donald Trump is een human being. Hy's nie beter human being as jy nie. Maar sy persoonlikheid het hom gemaak dat hy 'n amp dra wat baie kragtig die wêreld beïnvloed. Is dit waar, broer en suster? Hy het 'n amp as president van die FSA. Sy amp is verseker volgens die wêreld. Mooi, luister nou mooi. Volgens die wêreld belangriker as my amp as pastoor en man en metgesel en pa vir my kinders. Maar in die hemel is my amp sterker. Halleluja! Oh, prys die naam van die Here. Loof die. Weet jy my broer en suster, wanneer ek by Donald Trump gaan staan, moet ek nie soveel minder voel as hy nie, want die Here het my net so lief soos vir hom. Gooi gou vir my daai prentjie. Ek wil gou hê jy moet na 'n prentjie kyk wat nou basies dit sê wat ek nou. God is in alles. Hy is oor alles. Hy weet alles. Hy is die Godheid groot en almagtig. Hy's in die middel van alles. Maar een van sy personalities is Vader.
En 'n ander personality van hom is Son. En 'n ander personality is Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit. The Father is not the Son. The Son is not the Father. The Son is not the Holy Spirit. Is u by my? But they all God being God. Hallelujah. Hallelujah. Sê 'n bietjie hallelujah. Halleluja. Dis 'n groot God wie ek kan bid. En hy kom in verskillende personalities om my as sy mens wat hy geskaap het te kom bedien in verskillende personalities. Halleluja. Sê vir die een al langs jou, luister mooi. Vra vir die een al langs jou of jy nog wakker. Prys sy naam, halleluja. Kom ons gaan gou na die Vader toe. O, die Vader is wonderlik, die Vader. Net 'n paar dinge in sy persoonlikheid. Kom ons kyk gou. Die Vader is die hoof. Sy is die hoof van alles. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou die hele wêreld, halleluja. Hy's hoof van die hemel. Sê ja. Hy's Vader van alle mense. Uit hom vloei alle dinge en is alle dinge. Ons huis wat hy vir ons voorberei vir eendag, het die Vader baie wonings gemaak. Sê amen. Sê ek het 'n woning. My Vader het 'n woning vir my gemaak en u gaan nou hoor wat Jesus gemaak het. Okay, so moet nou nie vir my dalk in die rede wil val nie. Okay. Alles wat uit die Vader, uit alles wat gebeur, vloei uit die Vader, na die Seun, na die Heilige Gees, en deur die Heilige Gees, na ons almal toe. Is jy by my? Okay, so ek hoop jy verstaan dit. Jy moet hierdie boodskap moet jy verstaan, hoor. Weet jy, al is dit my laaste boodskap, Pastoor Edmund, dit is die laaste een vir die jaar vir my. Maar al is dit my laaste boodskap, vertrou ek die Here dat hierdie mense dit sal begryp. Prys sy wonderbare naam. My huis is eendag by die Vader. Die Vader het baie wonings, sê Jesus Christus. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy het genoeg wonings vir jou en my. Sê daar's vir my ook een. Nou wil ek gou vir u net 'n voorbeeld noem van die Vader. Wat het gebeur by die skepping? Die Gees van die Here, toe die Vader begin skep, hoor nou mooi hierso, toe daar begin skep word, het die Gees gesweef oor die waters, sodat dit iets gebeur, daar was 'n beweging, 'n eenheid van die Godheid by mekaar, en die Gees het gesweef, die Engels sê, hy het gehover op die waters, en die Seun het toe die Vader begin spreek, toe kom die Seun en hy sê, hoekom? Want hy's die woord. Is hy by my? So toe die Vader sy mond oopmaak, toe sê die Seun, laat daar wees. En die Heilige Gees begin te hover en te begin te werk. En die Heilige Gees begin te skep. Is hy by my? Want die Vader het en die Seun het gesê. Halleluja, halleluja. Laat daar wees, toe vloei die Seun se woord en die Heilige Gees begin met daardie woord die skepingsopdrag uitvoer, prys sy naam. Nou, die Seun is ook God. So, die Vader is God, die Seun is ook God. Kom ons kyk gou na Filippense 2. Want hierdie gesindheid, sê vir die een daar langs jou, hy's nou by die Seun. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag, om aan God gelyk te wees in being nie,
maar het homself ontledig. Het hom uitgetap van die godheid. Het hom leeggemaak van die godheid. En ontledig deur 'n gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En dis hoekom julle vanmôre gedoop gaan word. Daarom, sê daarom, het God, het die God being, hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So die Seun het 'n naam wat bo elke naam is. O, die Seun, niemand kan ooit die naam van die Seun se hoogtes bereik nie, prys sy naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Halleluja. En elke tong, sê ek ook, sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Wat doen hy nou weer? Hy verheerlik die Vader. So Jesus se groot werk is verheerlik die Vader. Natuurlik, ons gekom kyk gou wat Jesus gedoen het. Alright, so sê die Vader is oor alles. Hy doen alles en uit hom is daar eintlik niks wat kan gebeur nie. Sonder hom is daar niks wat kan gebeur nie. Maar die Seun in sy persoonlikheid en amp is eerste die woord. Hoor jy my broer en my suster? Hoekom bring ons nie meer ons Bybels kerk toe nie? Ek voel net nader aan Jesus as ek die Bybel by my het. Ek kan nie sonder die Bybel preek nie. Want ek het Jesus hier by my. Voel jy ook so, Pastor Edmund? Halleluja. Hy is die woord. Deur hom vloei die godheid die woord. Is hy by my? Die amp is om aarde toe te kom sterf. Hoor nou hier. Hy kom sterf vir julle wat gedoop word vanmôre. Hy kom sterf vir julle wat al hom aangeneem het as saligmaker en verlosser en wedergebore deelagtig word. Hy sterf vir julle. Maar hy sterf nie net nie, want as hy net sterf, want het ons almal net gesterf en dan was ons taboe. Maar hy staan op en hy lewe tot aan alle ewigheid. Halleluja. Dis Jesus se amp wat nou hiervan gepraat word. Hy lewe sodat ek en jy kan lewe. En as julle uit hierdie doopwater opstaan vandag, weet ek is in 'n nuwe lewe met Christus Jesus. Prys sy naam. Hy het dit gemaak dat ek dit kan doen. Die godheid word mens, want dit is al ons na sonde weer kan lewe. Dis al wat ons na Adam en Eva sonde gepleeg het, weer in oorwinning kan lewe. Prys sy naam, broer en suster. Loof die Here. Hy stort sy bloed, hy was ons skoon. Halleluja. Maar soos Bonke sê, if you don't apply the soap, you won't get clean. If you don't apply the blood of Jesus, you will not be redeemed. Hallelujah. Jy kan nie gered word sonder die bloed van Jesus nie. But you must apply. As jy dit net daar los, okay, dis daar. Maar dit raak nie aan my personality nie. Gaan jy nie gered kan wees nie. Hy staan op sodat ons so kan opstaan en hemel toe gaan. O, prys die naam van die Here. Jesus sê, ek gaan na die Vader om vir julle 'n plek te berei. Nou gaan nie vir my sê, maar die Here sê, Vader sê dan hy het baie wonings. Ja, weet jy wat in die Ou Testament, ek gaan net vir julle vinnig sê, het 'n Jood wanneer hy wil trou, dan het sy vader klaar die huis daar gehad, nê. Maar hy het 'n vroutjie wat se personality so mooi is, dat hy vir haar iets spesiaal wil doen, dat dit moet lyk soos wat sy is. Dan gaan hy na sy pa se huis toe, en dan gaan hy daar en hy gaan maak daai huis om te pas by sy vroutjie. En dis wat Jesus in die hemel gaan doen. Daar's klare huis vir jou, Edmund. Daar's klare huis vir my. Maar hy wil dit laat pas by my, al my forseer.
So hy gaan rig my huis in, soos wat dit by Alwyn. Ag, ek hoop hy sit vir Donnie daarna by my. Ek weet my suster. Maar sy net so sigbaar was. Nou, die Heilige Gees is God. Omdat Jesus hemel toe gaan, vra hy sy Vader, ek gaan nou weg by die aarde, want ek het nodig om my volgende werk te gaan doen, en dit is in die hemel, deur die huise van elkeen van julle te gaan voorberei. So ek gaan nou weg, maar ek wil hulle nie as wese agterlaat nie. Ek wil nie hulle moet voel hulle is nou alleen nie. Ek wil nie hê hulle moet dink ek het hulle nou net gelos nie. So asseblief Vader, nou bid Jesus, hoor nou hy bid dit. Hy sê Vader, help asseblief. Stuur asseblief vir hulle iemand. En ek sal die Vader bid. Johannes, ek het hom nie vir jou daar nie hoor. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot net nou en dan. Tot in ewigheid. Die Heilige Gees is nie nou hierby en dan sy weg nie, en dan sy hier en dan sy weg nie. Hy bly by jou vandat jy hom aangeneem het tot in ewigheid. Ja, hy gaan partykeer vir jou sê, hey my boetie, ek kan nie nou saam met jou doen wat jy nou doen nie, maar hy's nog steeds daar. Sê net vir iemand, ek is nog hier. Vers 17, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle, sê julle, wat Jesus aangeneem het deur die werking van die Heilige Gees. Want hoe kan jy Jesus aanneem? Wat gebeur wanneer begin jy dat daar iets gebeur dat jy die Jesus wil aanneem? Daar's 'n stem wat vir jou met jou begin werk. Hey. Wie's daai stem? Is dit sy personality? Ken jy sy personality? Ken jy wie hy is? Halleluja. En dan sê hy vir jou, ek wil nie hê jy moet weer hierdie pad loop wat jy nou loop nie. Ek wil hê jy moet by die seën uitkom. Halleluja. Oh, dankie Here, ek het by die seën uitgekom. Dankie Here Jesus vir u werk in my lewe. Prys sy naam. Maar julle wat by die seën uitgekom het, julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Lees weer Johannes 14 vers 17. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome take to its heart, because it does not see him or know and recognize him. But you know and recognize him, for he lives with you constantly and will be in you. Oh, Heer Jesus, hierdie boodskap is so groot. So die Heilige Gees is om Jesus aan ons bekend te stel, sodat ons hom aanneem as verlosser, ons sondes vergewe word en ons kinders van God kan word en vir ewig kan lewe. Johannes 14 vers 19 sê, because I, Jesus the Son, lives in you, you will also live. Because the Son lives in you through the Holy Spirit, you will also live. En hoor hierso. You will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Nou kan jy vir my daai klip gou speel. En hierdie keer gaan hy werk. Hierdie keer gaan hy werk. Luister, jy moet mooi gou hier, dit wat ek nou vir jy gesê het, word nou gou vir jy op 'n prentjie verduidelik. Is dit reg so? Here's your life, and we've already seen that we have the Holy Spirit living on the inside of us. Yeah? He's with you and in you, but that is not the only thing that is true. This is mind-blowing. Because Jesus says that we are in him. You can see where this is going. Did you see that in those verses? You've got the Holy Spirit in you, and Jesus says, you are in me. Yeah?
And he doesn't only stop there. He says, I, Jesus, am in the Father. Right? This is a logistical nightmare. Right, here we go. So can you see yourself in there? And how safe does it look? And so when the troubles of life comes, well, Jesus says to the disciples, I'm leaving you, but I'm leaving you with the Spirit, and you're freaked out and you don't know how you're going to go about fulfilling his mission here on earth, and you're held about whatever it is. When that happens, you are so safe in the Trinity, and Father, Son, and Spirit. The Holy Spirit is on the inside of you. You are in Christ, and Christ is in the Father. Halleluja. 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 Kerk van die Here, kan ons nie net opstaan nie. Net ons hande voor die Here opsteek nie.